Maar Here, ons is ook geroep om U getuies te wees. Help ons Here dat ons sal vol word vanoggend, dat ons sal kan uitgaan en gaan leef en U leef, U getuig. Here Jesus, aan U al die eer. In Jesus se naam. Amen. Julle kan vir my julle Bybels oopmaak by Lukas 22 en ons is die laaste paar weke besig om so op Jesus se voetspore te loop, maar ook is ons besig om te kamp en stil te staan by die laaste week van Jesus se aardse lewe. En vanoggend die tema van die boodskap vanoggend is: Here, wat kan ek vir U doen? Here, wat kan ek vir U doen? En dan sal julle daar 'n prentjie sien wat eintlik baie ongewoon is, en dis 'n Midde-Oosterse man wat 'n kleipot met water dra. Is eintlik nie wat gebeur nie. Nou kom ons maak oop by Lukas 22 en dan lees ons vanaf vers 8 af. Jesus het vir Petrus en Johannes gestuur en gesê: gaan maak die Paasmaaltyd gereed, sodat ons kan kom aansit. Hulle vra toe vir Jesus: waarvoor kies U dat ons dit voorberei? Hy antwoord hulle: kyk, wanneer julle die stad binne gaan, sal 'n man julle teekom wat 'n kan water dra. Volg hom tot in die huis waar hy ingaan. So net voor ek aangaan, julle sal waar julle die stad binne gaan, met ander woorde by die stadpoort, sal julle 'n man teekom wat 'n kan water dra. En as jy daai man sien, dan moet julle net agter daai man aanloop. Lees ons verder in res van vers 10 en vers 11 en 12. Hier staan en sê vir die eienaar van die huis: die leermeester vra jou: waar is die gastekamer waar ek saam met my disippels die Paasmaaltyd kan eet? Daardie man sal julle groot bovertrek wys wat gereed gemaak is. Daar moet julle dit voorberei. Kom ons lees net tot hierso vir eers. Nou, laasweek het ons stilgestaan by Maria, die suster van Lazarus, wat hierdie 300 milliliter kruikie met nardesolie breek en dit op Jesus se kop en op Jesus se voete uitgooi. En toe die disippels haar bekeer, toe sê Jesus vir hulle: nee, moet haar nie keer nie, want sy berei my voor vir my begrafnis. En dit was die Woensdag. En hier breek die Donderdag aan. En is op hierdie aand wat Jesus die nagmaal instel, wat hy Paasfees vier saam met sy disippels. En hulle het waarskynlik geslaap daar in Betanië, daai klein dorpie net 'n kort entjie van Jerusalem af. En nou gaan hulle die Donderdag, die Paasfees aand, gaan hulle in Jerusalem in. En die disippels vra vir Jesus: Jesus, waar moet ons die Paasfees gaan voorberei? En dan sien ons Jesus stuur vir Petrus en Johannes. Nou, Petrus en Johannes was die twee disippels wat Jesus die meeste vertrou het. As ons die konteks sien, net die Dinsdag het Judas Iskariot na die priesterhoofde toe gegaan en gesê: ek wil vir Jesus verraai, en hy het op 'n prys van 30
silwerstukke ooreengekom. En as Jesus vir Petrus en vir Johannes vra, gaan julle twee, dan lyk dit of hy nie wil gepla word terwyl hy hierdie maaltyd instel nie. Judas moet nie weet waar is dit nie. Want behalwe dat Jesus begeer het om saam met hulle die Paasmaaltyd te vier, moes iets gebeur op hierdie Paasmaaltyd. En hy moes vir hulle verduidelik dat ek is die Paasmaaltyd. Ek vervul hierdie hele maaltyd. Ek wat Jesus is die offer. Ek is die Paaslam wat geslag word vir julle elkeen se sondes. En wanneer julle deel het aan my, dan kan julle lewe. En hier gaan Petrus en Johannes en Jesus stuur hulle Jerusalem toe en hy sê snaakse ding. Hy sê daar by die stadspoort sal julle 'n man sien wat 'n waterkan dra. En julle moet net agter hierdie man aanloop. Nou in die Midde-Oosterse wêreld was die stadspoort die plek van die mans gewees. Ons sien dit byvoorbeeld as ons kyk na 'n boek soos die boek Rut. Toe Boas met Rut wou trou, toe gaan hy na Bethlehem se stadspoorte. En dit het so gewerk dat as jy 10 Joodse mans kon bymekaar kry by 'n stadspoort, dan kan jy dit wat die Romeine die Jode toegelaat het om hulle self te regeer, kon jy dit daar doen soos 'n hof dit sou kon doen. So die plek waar die manne bymekaar kom, dis daar waar die twee disippels moet gaan staan en wag. Maar dan kom 'n man verby wat 'n waterkan dra. En Jesus sê volg hom. Maar dit is baie ongewoon, want om water te dra was in daai tyd beskou as 'n vrou se werk. Dink byvoorbeeld aan Jesus wat by die waterput gesit het met die Samaritaanse vrou wat sy tyd gaan water skep het, waar die ander vrouens nie daar was nie, want sy was eintlik uitgestoot deur haar gemeenskap. So op die plek waar die manne bymekaar kom 'n dienskneg en hy dra 'n waterkan. En as ons kyk na die konteks van hierdie stuk, dan is dit duidelik dat hierdie man wat die waterkan dra 'n dienskneg is, maar dit is ook waarskynlik dat hy 'n hoog aangestelde dienskneg was in 'n huis. Hy kon 'n slaaf gewees het, maar in die tyd van die Nuwe Testament was daar diensknegte of slawe in huise wat net so naby aan die mense was soos 'n kind. En baie slawe het, as hulle tyd vir slawerny verby was, het hulle gekies om in daai huis aan te bly, want hulle het soos 'n kind in die huis geword. En die huiseienaars het vir goeie slawe verantwoordelikhede gegee, dat hulle dele van die besigheid of huishouding kon bestuur, wat die besigheid die eienaar net so af en toe terugvoering kry. So hierdie dienskneg kon waarskynlik gesê het, ek gaan nie water dra nie. Dis benede my, maar hy het nie, want hy het gedoen wat nodig is. Hy het gedoen wat nodig is. En dis iets waarby ons almal kan leer, dat ons het so 2 jaar gelede 'n gawe kursus gedoen, ons het 2 weke gelede 'n gawe kursus gedoen met ons groeiroete kursus, en ek glo die Here wil ons hoofsaaklik gebruik in die gawe wat hy vir ons gegee het, of gawes wat hy vir ons gegee het. Maar daar kom tye wat die Here van sy kinders verwag om te doen wat gedoen moet word. En dan wil ek bietjie praat oor hierdie dienskneg, hierdie slaaf en sy huishouding. Kyk, ek gaan die stukkie wat ons net gelees het, gaan ek net so bietjie 2 woorde uitlig. Hy sê, hulle moet vra, waar is die gastekamer waar ek saam met my disippels die Paasmaaltyd kan eet?
So Jesus sê vir Petrus en Johannes, as julle in die stadspoort kom, dan sien julle 'n man wat water kan dra. Loop net agter hom aan, en dan as julle by sy huis, sien by wat 'n huis is, dan gaan vra julle daar vir die eienaar van die huis, waar is die gastekamer, wat ek saam met my disippels die paasmaaltyd kan eet? Nou die Griekse woord daar is katalima, en dit verwys letterlik na 'n klein stoor gastekamertjie, wat nie noodwendig eers meubels in het nie. So, wat vra Jesus van hulle? Hy sê, kom by gesin, en sê die Here Jesus soek 'n klein kamertjie, waar hy en sy disippels ingedruk kan word, en dat hulle saam die paasmaaltyd vier. Maar dan sê Jesus verder, hy sê, daardie man sal julle 'n groot bofortrek wys, wat gereed gemaak is, daar moet julle dit voorberei. En daai groot bofortrek is die Griekse woord anagaion, gaion. En dit wys op 'n ruim vertrek, 'n vertrek waar daar ventilasie is, en 'n vertrek waar daar rusbanke was. Nou, daai plek was klaar gereed gemaak, want dit is die plek waar daai gesin paasmaaltyd sou vier. Nou, wat hier gebeur is, Jesus sê, julle het 'n groot huis, dis duidelik uit die konteks, welvarende mense, die ekstra kamertjie wat julle het, gee daai kamer vir my en my disippels. Maar dan gaan hulle sê, nee, ons gaan die kamer gee, wat ons vir onsself voorberei het, die bofortrek wat ventilasie het met rusbanke. Vat u dit en u disippels, en dan sal ons in die klein kamertjie self Paasfees hou. En wat ek sien hier is mense wat meer vir die Here gee as wat hy van hulle vra. En dit is vir my 'n aanduiding van die genadetyd wat in volle verwesenliking kom. Want wanneer mense onder die wet leef, die wet is so, wat is die minimum wat ek moet doen om reg te wees? Die genade is, wat is die maksimum wat ek vir u kan doen? Ek gee my hele lewe. Die wet is omdat ek moet, die genade is omdat ek wil. Nou Here, wat kan ek vir u doen as ons dit nou sê? Kom ons kyk na hierdie wat hier gebeur het op hierdie donderdag. Dit is die dag wat die Here die Paasfees of die nagmaal, die Paasfees vervul het en die nagmaal ingestel het, maar ook waar hy later die aand in hegtenis geneem is. En die eerste wat ons sien, julle kyk vir 'n man by die stadspoort. Maar hierdie man gaan 'n waterkan dra. Kom ons vat gou ons Bybels en ons maak oop by Matteus hoofstuk 10 vers 32 en 33. Julle kan gou saam met my Matteus 10 vers 32 sê, as julle my openlik erken voor die mense, sal ek julle ook openlik erken voor my hemelse Vader. Maar as julle my verloon voor mense, sal ek julle ook verloon voor my hemelse Vader. Nou die stadspoort verteenwoordig dit wat die aanvaarbare norm was. Dit wat mense nie wenkbroue voor lig nie. Maar wanneer ons Jesus volg, verwag hy van elke een van ons om op tye 'n waterkan te dra, daar waar mans nie waterkanne dra nie. Verwag die Here van ons om ons trots vir hom neer te lê. Verwag die Here van ons om waar almal in 'n sekere rigting te gaan, teen daai stroom te staan.
En ek dink dit is baie belangrik in die eindtye, die tye waarin ons nou ingaan, wat die tydsgees en die wêreldsgees gaan in 'n sekere rigting. Dis die manne by die stadspoort en dan kom een man en hy's nie skaam om 'n waterkan te dra nie. Want hy's 'n dienskneg. Maar die Bybel verwag van ons elkeen dat ons 'n dienskneg van Jesus Christus sal wees. En dan sien ons hierdie man, hy doen wat nodig is vir die Paasfees om gevier te word. Is daar 'n klomp goed wat in plek moes kom. En hy vra nie, wat is ek as man se rol nie. Hy vra, wat is nodig om nou gedoen te word? En wat nodig was op daai oomblik, was vir 'n man om 'n waterkan te dra. Maar ek glo, en as ons so 'n bietjie verder kyk in Lukas 22, dat daai waterkan besondere water is. Want ons sien by die Paasfees was daar reinigingsgebruike. En toe Jesus die Paasfees begin het, toe begin hy dit sonder daai reinigingsgebruike, want in daai kamer wat vir hulle gereed gemaak is, was daar nie 'n slaaf nie, wat die mense wat Paasfees gebruik se voete en sy hande moes was nie. Hierdie man, hierdie dienskneg, het saam met die gesin Paasfees gevier. Maar toe sê Jesus, ek sal die dienskneg wees. Ek sal julle voete was. En ek dink dis met daai kan water wat hierdie man gedra het, wat Jesus sy disippels se voete en sy disippels se hande gewas het. Wat ek leer uit hierdie paar verse van vanoggend is dat wanneer ons Jesus volg, sal daar tyd kom wat ons moet gaan teen dit wat die aanvaarbare norm is. Sal daar tyd kom wanneer ons goed moet doen wat vernederend vir ons mag wees. Maar wanneer ons dit doen onder leiding van die Heilige Gees en in lyn met God se woord, dan is dit hoe hy ons gebruik. Ek leer uit hierdie paar verse, daar's 'n man, hy was 'n dienskneg en hy moes gaan wys waar's die groot saal waar hulle kon die Paasmaaltyd vier, 'n man met verantwoordelikheid, maar hy doen wat nodig is om te doen. En ons moet ook kyk, Here, wat is nodig? Wat is nodig in my huis? Wat is nodig in my familie? Wat is nodig in my werksplek? Wat is nodig in my dorp, my skool waar my kinders is? Maar ook, wat is nodig in my gemeente vir my om te doen? Dit sal nie altyd net wees dat ek saam met my gawe werk nie. Want God toets ons harte. En ons harte word nie getoets wanneer ons dit doen wat vir ons natuurlik kom en waarin ons goed is nie. Ons harte word getoets wanneer ons dit vir die Here doen wat vir ons swaar is. Dit vir die Here doen nie omdat dit vir my lekker is nie, maar omdat daar 'n nood is en ek vul daai nood vir die Here wat ek liefhet. En dan sien ons in hierdie paar verse dat hierdie man was deel van 'n huishouding wat vir die Here offers bring. Here sê, gee vir my en my disippels 'n klein kamertjie wat waarskynlik nie eens meubels ingehad het nie. Dalk 'n matras van strooi. En hulle sê, nee Here, ons sal vir u meer gee as wat u vra. Ons sal vir u ons heel beste gee. Ons sal vir u ons bovertrek gee met ventilasie, met banke om op te lê. Dis klaar voorberei. Kom u en die disippels net in en kom geniet die Paasfeesdag. En ek sien iets hierso van gesinne wat die Here saam dien. Gesinne wat uitgebrei raak. Hierdie dienskneg wat die water kan dra, was deel van die gesin. Nou die
vroeë kerk sê dat hierdie huishouding, die eienaar van die huis was 'n vrou en sy het 'n seun gehad met die naam Johannes Markus. Want in Handelinge 12 lees ons dat toe Petrus in die tronk was en 'n engel hom vrylaat, toe kom hy na 'n bovertrek waar die mense besig was om te bid en 'n slavin met die naam Rode maak oop en sy skrik haar boeglam toe sy Petrus sien. Nou dis waarskynlik dieselfde gesin. En in Handelinge 12 is die disippels weer in hulle bovertrek. In Handelinge 13 gaan die jong Johannes Markus saam op Paulus se eerste sendingreis. Hy het toe nie die sendingreis voltooi nie, maar hy het sy lewenstaak voltooi, want daai seun, Johannes Markus, het Paulus se geestelike kind geword, en Paulus het dit wat hy geweet het vir hom vertel, wat hy onthou van die Here, en hierdie seun het alles neergeskryf, en ons kan dit lees in die Nuwe Testamentiese boek, die Evangelie van Markus. Nou dit is moontlik, dat daar 'n huishouding, wat sê, Here, dit wat ons werk nie op minimum nie, ons werk op maksimum. Dit gaan nie vir ons om net die minimum wat ons nodig het te doen nie. Here, ons wil meer doen as ons deel. En as mense in so 'n huishouding leef, dan dra die evangelie oor. Dan gebeur daar iets dat dit nie net die slaaf is wat die Here dien nie, nie net die moeder in die huis nie, en volgens wat ons kan lees, is die pa al dood gewees, was dit 'n weduwee. Want Handelinge 12 praat van die moeder, die ma van Johannes Markus se huis. Maar dit dra oor na die kinders toe. Want die nommer 1 rede wat tieners die kerk verlaat, sy sê die kerk is vals. En dit het groot navorsing in Amerika gewys. Hulle sê mense leef nie dit wat hulle Sondag verkondig nie. Maar hier sien ons 'n gesinnetjie met 'n diensknegt wat deel is van die huishouding. Hy is bereid om vir hierdie huishouding, vir die Here, te doen wat eintlik vernederend is. Hy's bereid dat die ander mans by die stadspoort kan maar met hom spot en vir hom lag, maar dis nodig om 'n waterkant te dra, en hy sal daai waterkant dra. En toe dit kom by die Here, toe is dit nie net wat is die minimum waarmee ons kan wegkom nie. Dit is, Here, wat is ons beste, wat U vir ons gee, wat ons vir U kan gee. En as ons so die Here dien en so die Here volg, dan gebeur daar iets wat die hele gesin omsluit. Dan word om die Here te aanbid 'n familieding. Dan is dit nie net dat ouma en oupa glo, pa en ma dink hulle glo, hulle weet nie eintlik meer wat hulle glo nie, en kinders nie glo nie. Wanneer daar geleef word vir die Here en is so sigbaar, dan smeer dit af. En ek dink dit is wat so nodig is in die tyd wat ons vandag leef. Sê julle saam? Kom ons bid saam. Kom ons staan op voor die Here. Here, ons staan vanoggend voor U, want elkeen van ons sê vir U, Here, ek sal die waterkan optel. Ek is nie skaam vir U nie, Jesus. O Here, mag U nooit skaam wees vir my nie. Here, ek sal doen wat nodig is om gedoen te word. Ek dink daar, hier waar ons voor die Here staan, net in jou eie woorde, sê dit vir die Here, sê Here, hier is ek. Here, ek meld aan. Wat kan ek vir U doen?
As ons vra vir die Here, Here, wat kan ons vir U doen? Dan leer ons by hierdie gesinnetjie, waarskynlik die gesin van Johannes Markus, dat hulle nie vra wat is die minimum waarmee ons kan wegkom nie. Dat hulle sê, Here, hier is my beste. Here, ek gee my beste vir U. Here, ek wil nie net die minimum doen om eendag in die hemel te kom nie. Here, ek wil terwyl ek op aarde is, my beste vir U gee. Ek wil offers maak vir U. Here, ons weet daai ryk gesin wat toe in 'n klein kamertjie moes Paasnaweek vier, 'n offer gebring. So vra U van elkeen van ons 'n offer. Kom ons sê vir die Here, Here, ek meld aan om nie net die minimum te doen nie. Ek meld aan om te doen wat U vra van my. En meer. Want my lewe behoort aan U. Dankie vir die Heilige Gees. Dankie Heilige Gees dat U hier is. Dankie dat U ons vul. Dankie dat U ons lei. Dankie dat U ons krag gee om kinders van God te wees. Jesus, dankie dat U ons so lief het. As ons bietjie kamp op die laaste week van die lewe, dan sien ons net U liefde en U genade oor en oor en oor en oor. En Here, ons wil antwoord daarop. Ons het U ook lief, Here. Ons wil lewe, ons wil ons liefde vir U wys met ons lewe. Dis hoekom ons voor U staan vanoggend. Hier sê ek, Here, gee myself, ek meld aan. In Jesus se naam. Amen. Kom ons bly net so 'n oombliekie staan. Belangrikste deel van die diens gebeur nou. En dit is wat ons in die gemeenskap van die gelowiges, dit is waar ons lekker saam eet en drink en kuier en